Aan almal by die huis wat dan ook inskakel by vanoggend se goeie Vrydag erediens. Baie welkom aan elkeen van julle. Dis my gebed dat vanoggend se boodskap dan ook vir julle net so kosbaar en ter harte sal wees, soos ek glo vir elkeen van ons hier in die banke. Ons tema vanoggend handel oor die 3 kruise op Golgotha. En ons gaan saam lees uit Lukas 23 vanaf vers 32, die wat die Bybels hier het. Maar voordat ons dit doen, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons opgestane Here Jesus Christus. Ons kom raak stil by u voete. Vanoggend vra ons dat u Gees ons sal help om in ons verbeelding te visualiseer dit wat u moes deurgaan. Ons besef dat omdat ons nie daar was nie, omdat ons nie fisies ooggetuies van die gebeurtenis is nie, skiet ons dalk ver te kort. Maar ons het die skrif. En die skrif beeld hierdie kruisgebeurtenis vir ons so mooi uit. Daarom vra ons Here, wanneer ons deur hierdie gedeelte lees, mag ons in ons verbeelding, na die beste van ons vermoë, dit voor ons sien afspeel. Maar meer nog, mag ons die verlossing wat binne hierdie verhaal geskied, mag ons veral dit raak sien, wat dit dien tog die kern, nie net waarom ons hier is vandag, maar waarom ons glo in U. Seën elkeen wat hier is, ons dink aan besonder aan hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees, ons dink aan ons siekes, aan hulle wat die opname volg na die tyd, mag u Gees in besonder by almal van ons wees. Amen. Lukas 23 vanaf vers 32 meld: daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: ander het jy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê: is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom: ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Vriende, ons fokus vanoggend val spesifiek daarop dat Jesus nie alleen gekruisig was op Golgotha nie. Hy het hierdie plek ook genaamd Kobbeen gedeel met 2 ander misdadigers, sê die skrif.
En hulle was een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant ook gekruisig. Nou 'n teoloog is van mening dat Barabbas en hierdie twee misdadigers dalk heel moontlik saam 'n groep gevorm het of saam deel was van dieselfde bende wat in opstand gekom het in die stad, sê die skrif, en wat ook moord gepleeg het. En dat die owerhede besluit het om al drie van hulle tegelijkertijd op hierdie Vrydag te kruisig. Dit was die oorspronklike reël gewees. Maar weens die Vader se wil en die skares se versoek, weet ons, is Barabbas in die laaste oomblikke vrygelaat en moes Jesus sy plek aan die middelste kruis inneem en daar opgehang word. Daarom, vriende, soos net nou gesê, as ons vervolgens in ons verbeelding die gebeure op Golgotha probeer sien afspeel, sien ons hoe soveel profesieë wat reeds in die Ou Testament gemaak is, hier realiseer. Een van hulle, Jesaja 53 vers 12 wat meld, daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Vanoggend, vriende, gaan ons nie net stil staan by die middelste kruis nie. Ons gaan vanoggend nie net stil staan by die middelste kruis en een van die kruise aan die kante, of net by die twee kruise aan die kante nie. Vanoggend gaan ons fokus op al drie kruise, want al drie kruise dra by tot hierdie groot gebeurtenis, hierdie verlossingsgebeurtenis en die boodskap daarachter wat plaasgevind het op Golgotha. En ons gaan na hierdie drie kruise kyk individueel. Nou wat baie interessant is, en ek dink nou vir 'n oomblik terug toe ons hierdie uitstalling spesifiek reg gekry het vir As Woensdag. Toe vra een van die persone wat my hier help, oor watter kruis moet ons nou saam met die middelste kruis, moet ons die rooi lap gooi? En onmiddellik het iemand geantwoord oor die regterkantste kruis, die kruis aan Jesus se regterkant. Nou weet jy wat's interessant, vriende? Vir die wat dit weet nie. Daar word nie vir ons gesê in die Bybel, watter misdadiger aan watter kant van Jesus was die een wat tot bekering gekom het nie. Nie in een van die evangelies word daar vir ons gesê dat dit die misdadiger aan die linkerkant of die misdadiger aan die regterkant was nie. Binne Christelike tradisie is ons geneig om te sê dit was die misdadiger aan die regterkant. Maar nêrens in die evangelies lees ons watter kant dit was nie. So waar kom die regterkant vandaan? Wel, dalk miskien is daar gedink aan die konteks van Matteus 25, waar Jesus praat oor die gelykenis van die skape en die bokke by die eindoordeel, en waar hy sê aan die einde van die tyd sal die bokke en die skape van mekaar geskei word, die bokke sal aan die linkerkant wees, hulle sal weggewys word vanaf die hemel, maar hulle aan die regterkant, die skape, sal toegelaat word om in die hemel in te gaan. Daar kom dit van daar af. Daar kom dit van Romeine, waar Paulus skryf, en ons sien dit ook in Handelinge 7 vers 7, waar Stefanus, terwyl hy gekruisig word, skryf hulle albei en bely hulle albei hoe hulle Jesus aan die regterkant van die Vader sien sit het. Daar kom dit vandaar, ons weet nie. Maar kom ons hou by hierdie model en ons sê dat dit was die misdadiger aan die regterkant wat dan tot bekering gekom het, volgens hierdie model wat al die jare deur die Christelike tradisie na vore kom. Nou vanoggend wil ek begin kyk na die kruis aan die linkerkant, aan Jesus se linkerkant, die een wat nie die lap oor het nie. En as ons aan hierdie kruis 'n naam moet gee, sou ons hom kon noem die kruis van verwerping. Die misdadiger, vriende, aan hierdie kruis verteenwoordig hulle in die mensdom wat graag gered wil word sonder
om die oordeel te wil erken. Ons lees in vers 39 dat hierdie misdadiger baie lelik en baie disrespekvol teenoor Jesus opgetree het. Hy het vir hom onder andere gesê, as jy die Christus is, red jouself, kom al af van die kruis, en as jy dit doen, haal sommer vir my en my kollega ook af. En dit is belangrik dat ons hierdie misdadiger se woorde hoor, want as 'n mens mooi luister daarna, dan hoor ons in sy woorde geen vorm van skulderkenning nie. Ons hoor ook in hierdie man se woorde geen mate van vergifnis waarvoor hy vra nie. In daai oomblik is hy bloot net gepla oor homself. En hy's op soek na 'n quick fix. 'n vinnige oplossing, 'n maklike manier uit hierdie slegte omstandighede uit waar hy homself bevind. Hy soek 'n maklike manier net om te kan ontsnap vanuit hierdie gevolge en al die misdaad en oortredings wat hy begaan het en nou hierdie straf wat hy moet deurgaan. Dit gaan net oor homself. Net dit wat hy wil hê. En dis al waarvoor Jesus op daardie stadium goed genoeg is vir hom, is om hom nou net hier gou van hierdie kruis af te kry. En as ons dit moet deurtrek na vandag toe, vriende, is die hartseer dat baie van ons doen presies dieselfde met die kerk en met die dominee. Die kerk en die dominee is net goed genoeg as ons vasbrand, of as ons iets nodig het. Dan is die kerk goed genoeg. Dan is die dominee goed genoeg. Daar's 'n bekende uitdrukking wat sê, die kerk is net goed genoeg as daar iets oor my gestrooi moet word. Water of konfetti of grond. Of belydenisaflegging. Of wanneer ek 'n kospakkie nodig het. Dan verskyn almal van alle kante af. En is die kerk goed genoeg en word die kerk en die dominee gelowig geprys. Maar voor die doop, voor die troue, na die belydenisaflegging, na die kospakkie, na die begrafnis, weg. Sien nie weer nie, hoor nie weer van nie, word sleg gesê, word afgekraak. Hoeveel misbruik die kerk nie baie keer net soos 'n spaarwiel nie. Die Here is vir my net genoeg in die tye van swaar en seer, wanneer ek uitvind ek het siekte, wanneer ek uitvind daar's dood, wanneer ek uitvind daar's moontlikheid dat my oes dit nie gaan maak hierdie jaar nie, of ek my werk gaan verloor, maar sodra dit weer goed gaan, dan word die spaarwiel weer geberre. Hierdie misdadiger dien as verteenwoordiger van hulle in die mensdom, wat tot vandag toe nog steeds met daardie leefwyse leef. Die Bybel sê dit vir ons baie duidelik, dat hierdie misdadiger het glad nie gekry waarvoor hy gevra het nie. Kort na al hierdie beledigings, kort na al hierdie sleg sê, is hy oorlede, en hy het gesterf in sy sonde, en sonder Christus in sy hart. Na aanleiding van dit skryf 'n baie bekende teoloog, hy sê, and if all we ever want is just a band-aid salvation with no real repentance of sin, we will die in sin as well. Ons moenie verlossing verwag, vriende, as ons nie bereid is om 'n lewende, aktiewe verhouding, ek wil so ver gaan om te sê in 'n huwelik met die Here staan nie. Want verlossing en 'n verhouding met die Here loop hand aan hand. Kan nie losgemaak word van mekaar nie. En dit word vir ons baie duidelik gestel deur kruis nommer 1. Daardeur beweeg ons met die brug dan oor na die kruis aan Jesus se regterkant. En as ons vir hierdie kruis 'n naam moet gee vandag, kan ons dit noem die kruis van berou. Want hierdie kruis, vriende, verteenwoordig almal in die samelewing wat ergens gedurende die verloop van hulle lewe, of dit nou hulle kinderjare is, of jare hier in die middel van hulle leeftyd, of selfs
op 'n bejaarde ouderdom eers, of kort voor die siekebed of die sterfbed, hulle harte vir die Here gegee het, wat daardie lewensbelangrike keuse gemaak het om 'n verhouding met die Here aan te koop en hom getrou en in gehoorsaamheid te volg. In Matteus se weergawe van hierdie verhaal lees ons dat hierdie misdadiger wat dalk aan die regterkant gehang het, soos ek sê, ons is onseker, het aanvanklik saam met die misdadiger aan die ander kant ook vir Jesus beledig. Hy het ook vir hom gespot. Hy het hom ook sleg gesê. Maar wat interessant is, deur die verloop van hierdie hangproses daar op Golgotha het iets by hierdie tweede misdadiger begin gebeur. Ons lees waar hy aanvanklik gehelp, beledig het en gespot het hier met die proses, met die tyd, het hier 'n handomkeer, transformasie en ommekeer by hom gebeur. Die teks gaan verder deur vir ons te sê dat hy het later aan begin om die misdadiger aan die ander kant aan te vat oor sy kritaal en die lelike woorde en goed wat hy kwytraak, wat hy vir hom sê, hey, weet jy wie hang hier? Weet jy wie sê jy nou so sleg? Dis die seun van God hierdie, dis die Messias. En dan lees ons, gebeur daar hierdie ongelooflike gebeurtes by hierdie persoon, waar hy enkele oomblik voor sy laaste asem na Jesus toe draai en vir hom vra, Here, dink asseblief aan my, wanneer U in die koninkryk kom. Terwyl daai tweede misdadiger aan die kruis gehang het hy tot die besef gekom, hy en die ander misdadiger hoor daar, hulle is skuldig, hulle verdien die oordeel wat hulle oor hulle gespreek is, hulle verdien om gekruisig te word en so op 'n martelende wyse te sterf. Maar hierdie man tussen hulle, hy hoort nie daar nie. Hy het dit nie verdien nie, hy's nie skuldig nie, hy's nie 'n misdadiger nie. En dit bring 'n mens by die vraag, hoe ondergaan 'n persoon so 'n radikale verandering? Hoe ondergaan 'n persoon so 'n positiewe transformasie in so 'n kort rukkie? Die een oomblik is hy 'n misdadiger wat help, vloek en skel en spot en afkraak en sleg sê, en die volgende oomblik verander hy in 'n liefdevolle disipel en getroue en gehoorsame volgeling van God. Hoe gebeur dit? Hoe dit in so kort tydjie daar op Golgotha gebeur? Het die soldate dalk iets geskree of iets gesê wat by hom vasgesteek het? Of was dit dalk iets van Maria of die geliefde disipel of van Jesus se vriende wat daar rondom die kruis gestaan het, wat hy gehoor het, hulle of vir Jesus gesê het of van hom getuig het? Ek dink nie so nie. Ek dink en ek weet, dit was God. Dit was die Gees wat hom in daardie oomblik daar, terwyl hy aan die kruis hang, aangeraak het. Wat hom in daardie oomblik vervul het. Die Gees het hierdie tweede misdadiger gehelp om sy oë op te lig tot bokant Jesus se kop. Hy het die bordjie gesien. Hy het die woorde op die bordjie gesien. En ek dink hy het baie ander dinge begin ervaar in sy hart. En hy het net daar tot die besef gekom. Maar hierdie man wat tussen ons hang, hy is waarlik die Messias. Hy is waarlik die seun van God. Al die beweringe wat ons al van hom gehoor het, al die onderrig wat ons al gehoor het, hy gegee het, al die wonderwerke wat hy gedoen het, dis eg, dis waar, dis opreg. Hy het nie gejok in sy identiteit nie. Hy is waarlik wie hy sê hy is. Daarom lees ons, doen hy 'n baie belangrike ding reg voor sy dood. Hy draai na Christus en hy vra vir hom, Here, ek besef, ek het U op hierdie stadium nog vir 'n bittere kort tydjie baie lief. Ek weet nog nie eens op hierdie stadium in my lewe wat dit beteken om U lief te hê nie. Ek ervaar iets hier binne, iets moois, iets goeds, iets positiefs. Ek probeer dit nog self verwerk.
Maar ek het U lief. En ek besef dat as ek terugkyk oor my skouer, het ek 'n ontsettende lang tydperk van verskillende oortredings, daar's dalk meer as een moord. Ek besef ek het U nooit geken nie. Ek het besef ek gaan nie die kans gegeen word om hier van die kruis te kan afklim, om 'n beter en nuwe lewe te kan gaan leef nie. Here, is dit dalk moontlik? Is daar dalk enige kans dat U my terug lief het? Is daar dalk enigstens 'n kans dat U my, al is dit net so kort tydjie, dat U my sal aanvaar? Is daar dalk enigstens 'n kans, Here, dat U my oortredings my sal vergewe en sal antwoord en my sal toelaat om in 'n verhouding met U te kan verkeer? Here, sal U my, is dit enigstens moontlik dat in hierdie paar sekondes wat ek nog oor het om te leef, dat U ook aan my 'n nuwe identiteit sal gee? En dat daardie nuwe identiteit genoeg sal wees om vir my, nadat ek nou hier na my laaste asem uitblaas, toegang te gee tot die koninkryk. Is dit dalk moontlik, Here, enigstens? Ek weet ek het nie meer baie tyd nie. Ek weet ek verdien om hier te hang. Maar is daar 'n kans? Is daar 'n moontlikheid? Sal U aan my dink vandag? Nou, ons almal ken die antwoord. Wat Jesus vir hierdie misdadiger gegee het. Moenie bekommerd wees nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Enkele oomblikke later, vriende, het hierdie misdadiger ook sy laaste asem uitgeblaas. Maar die verskil tussen hom en die misdadiger aan die linkerkant was dat alhoewel hy ook vleeslik gesterf het vir sy oortredings, het hy nie meer geestelik gesterf in sy sonde nie. Jesus het hom vrygespreek. Jesus het hom skoon gewas. Hy het nie 'n kans gehad om homself te gaan bewys nie. Hy het nie 'n kans gehad om oor te kon gaan begin nie. Daai enkele bekering hier vanuit die diepte van sy hart was goed genoeg vir die Here om hom te vergewe. Dit bring ons by die derde en laaste kruis in die middel. As ons hierdie kruis 'n naam moet gee vandag, kan ek nie aan 'n beter naam dink as die kruis van verlossing nie. Jesus is sekerlik die beste voorbeeld van iemand wat nie 'n martelende dood aan die kruis verdien het nie. Hy het nooit enige sondes begaan nie, nog minder 'n misdaad. En tog lees ons, hang hy nie net tussen twee sondaars nie, hy hang hier tussen twee misdadigers. Misdadigers wat heel moontlik ook skuldig was aan die feit dat hulle mense se lewens onder andere geneem het. En ten spyte van die pyn wat hy moes deurgaan, en ek het net in hierdie tyd weer dit hoeveel keer raak gelees, hy het verdowingsmiddels vermy. Hulle het dit vir hom aangebied. Hy het gesê nee, want iets moenie hierdie lyding kom verdoof wat hy deurgaan vir die mense ontwil nie. Tydens hierdie pyn, tydens hierdie geweldige gruwelike tyd wat hy moes deurgaan, het hy nog steeds uitgereik na die sondaar langs hom en hom bemoedig en hom getroos en in liefde en in warmte ontvang. Dit wys vir ons hoe ver die Here se liefde vir elkeen van ons gaan. Hy is onskuldig gevang en gearresteer. Hy is onskuldig gemartel. Hy is onskuldig aan 'n kruis opgehang. En nêrens lees ons enigstens in sy opdrag dat daar 'n oomblik van haat of wraakneem was nie. Inteendeel, in die uitdagendste tyd van sy lewe, het hy nog 'n skaap in sy kudde verwelkom. In die moeilikste tyd van sy bediening, was hy nie gepla oor homself nie, maar was sy fokus nie net op die misdadiger nie, maar ook op my en op jou.
Kom ons vat saam en sluit af. Hoe kan ons dus vandag hierdie beeld van die 3 kruise opsom? Ek wil teruggaan na die gelykenis wat Jesus vertel van die bokke en die skape en die eindoordeel. Die middel tussen hierdie 2 kruise moet ons nie sien as 'n grys area nie. Dis nie 'n plek waar draadsitters kan vertoef nie. Jy's of regs of jy's links. Daar's nêrens 'n plek waar jy nog kan staan en twyfel, is ek in of is ek uit nie. Hier's nêrens 'n area waar ons kan kies of ons net met die een voet wil inwees en met die ander voet uit nie. Jy's regs of jy's links. Wanneer jy sterf en voor die regbank van die Here gaan verskyn, gaan jou geld, die huis waarin jy bly, die voertuig wat jy bestuur, die posisie by die werk wat jy verklee, die status wat jy in die samelewing het, gaan vir jou niks beteken nie. Wanneer jy voor die regbank verskyn, gaan die Here vir jou 2 vrae vra. Het jy my lief? En was jy in 'n lewende, aktiewe huwelik met my gewees? En op grond van daai vraag word ons gered, as ons ja antwoord. Op grond daarvan, as ons ja opreg vanuit ons hart antwoord, word ons gesien as skape aan die regterkant, wat toegang kry tot die poorte en die saligheid wat daarna volg. Maar as ons vanoggend dalk hier sit en sê, o aarde, ek is nog nie op so 'n punt in my lewe wat ek kan sê ja, sonder enige vorm van twyfel nie, dan het ek vir jou ook goeie nuus. Jy het nog tyd. Jy het nog tyd om jou saak met die Here reg te stel. Dit is waarom ons onder andere Goeie Vrydag en Opstanding Sondag en Hemelvaart en Pinkster en Kersfees jaar na jaar herdenk. Om die van ons wat nog nie daar is nie te kom herinner daaraan, jy moet 'n keuse maak. Jy moet 'n besluit maak. Kyk na die gevolge van hierdie 2 misdadigers. Hulle einde het wêreldwyd van mekaar verskil. Die Here gee nog vir jou die geleentheid om nie net 'n keuse te maak nie, maar ook die regte keuse. Amen.